Ons lees saam die skrif. Jakob het uit Berseba vertrek en na Haran gegaan. Daarop kom hy by 'n plek waar hy die nag oorgebly het, want die son was al onder. En hy neem een van die klippe van die plek en sit dit onder sy hoof en hy gaan lê en slaap op die plek. En hy het gedroom. Daar's 'n leer op die aarde opgerig waarvan die spits tot aan die hemel reik. En kyk, die Here het bo aangestaan en gesê, ek is die Here, die God van jou vader Abraham en die God van Isak. Die land waar jy op lê en slaap, sal ek aan jou en jou nageslag gee. En jou nageslag sal wees soos die stof van die aarde. Jy sal uitbrei na die weste, ooste, na die noorde en suide. En in jou en jou nageslag sal al die geslagte van die aarde geseën word. En kyk, ek is met jou. En ek sal jou bewaar oral waar jy heen gaan. En ek sal jou terugbring in hierdie land, want ek sal jou nie verlaat nie, totdat ek gedoen het wat ek jou gesê het. Daarop word Jakob uit sy slaap wakker en sê, waarlik, die Here is op hierdie plek, en ek het dit nie geweet nie. En hy het bevrees geword en gesê, hoe vreeslik is hierdie plek. Dis hier niks anders as 'n huis van God nie, en dis hier die poort van die hemel. Toe staan Jakob die môre vroeg op, en neem die klip wat hy onder sy hoof gesit het, en rig dit as 'n gedenksteen op. En hy het olie daaroor uitgegiet en hy het die plek Bethel genoem. En Jakob het 'n gelofte gedoen en gesê, as God met my sal wees om my te bewaar op hierdie weg wat ek gaan, en aan my brood sal gee om te eet en klere om aan te trek, en ek behoue na die huis van my vader sal terugkom, dan sal die Here my God wees. En hierdie klip wat ek as gedenksteen opgerig het, sal 'n huis van God wees. En van alles wat U my gee, sal ek aan U sekerlik die 10des afstaan. Jakob is op 'n baie slegte plek in sy lewe. Sy lewe is besig om uitmekaar te val. Vers 11 skets vir ons die prentjie van iemand wat op hierdie plek kom, 'n plek wat nie eers 'n naam op daai stadium het nie. Dis 'n plek van niks. Daar's niks wat uitstaan op hierdie plek nie, daar's niks op hierdie plek wat vir hom iets kan beteken nie. Dis ergens in nêrens waar hy homself bevind. Hy het ook niks nie. Ek meen, hy vat 'n klip vir 'n kussing. Hy het nie eers 'n rugsak of 'n paar kouse of 'n baadjie of iets wat hy kan gebruik vir slaap nie. En dan metafories sak die son op sy lewe. Onthou, Jakob is een van 'n tweeling. Hy's tweede gebore. Hy het aan die hakskeem van sy broer vasgehou met geboorte, maar hy was glad nie dieselfde as sy boetie nie. Dit was nie 'n identiese tweeling nie. Sy boetie Esau was soos die ou dae, my ouma sê altyd 'n regte camel man. Hy's 'n jagter. Hy's fisies sterk. Hy's 'n man van min woorde en hy's 'n man wat op sy sintuie floreer en leef. En dis asof Jakob sy hele lewe lank leef om die guns van sy pa te kry, want hy's so anders. Daardie innerlike seun wat net nie beskikbaar was vir hom nie. Hy probeer alles om dit te kry, maar hy kan nie. En jy ken die verhaal hoe hy uiteindelik sy boetie se eersgeboorte reg by hom koop, verruil vir 'n pot lensie sok. Sy pa mislei deur 'n bokkie se velletjie oor sy voorarm te sit, sodat sy pa die hare kan voel, wat baie naby aan Esau se hare sou wees. En nou hierdie moet hy vlug vir sy lewe, want hy leef met skande. Hy sit met skuld. Hy sit met verwyte, hy sit met vrees. Sy boetie het gesê, ek gaan jou doodmaak, so hy is stoksiel alleen. En wat hy hier voel is dat God baie ver van hom af is. God is onverstaanbaar. Hoekom gebeur hierdie goed in my lewe? Wat het ek gedoen? Ek probeer my bes. Daar was 'n profetiese woord gewees dat die ouer een die jonger een sou dien voor sy geboorte. Dit is in Jakob se hart, so wat moet hy doen? Hoe moet ek dan te werk gaan om 'n beter lewe te kan kry, om in hierdie gesin te kan funksioneer, om 'n toekoms te kan hê? Niks wil vir my uitwerk nie. En hy beleef nie vir God, selfs vir God hierin nie. Sy oupa, sy ouma het groot getuienisse. Abraham. Hy word die vader van monoteïsme genoem. Abraham is die eerste persoon wat met die groot idee gekom het dat daar net een God is. Daar's nie 'n klomp gode in hierdie wêreld nie, en hy het gepraat van sy ervarings met God.
Sy eie pa en ma het ervarings gehad met God. Hy, wat Jakob is, weet net van God. En nou voel dit of hierdie God wat hy van geleer het, baie ver is van hom. En hy weet nie wat om te doen nie. Hy gaan slaap. En in daardie situasie, in daardie plek kom God na hom toe en hy het 'n droom. Hy sien 'n leer wat opgaan na die hemel toe, engele wat daarop op en af beweeg, en God wat bo is. En die Here praat met hom. En hy bevestig die belofte wat hy gegee het aan sy oupa Abraham. En hy sê vir hom, Jakob, jy's nou alleen, maar jy gaan 'n volk word. Jy gaan 'n nasie word. Ek het 'n plan met hierdie wêreld en dis my storie. En ek nooi jou om deel te word van hierdie storie. En deur jou gaan al die volke van die wêreld geseën word. Dis die belofte van die koms van Christus wat aan hom hier gegee word. En toe sê hy vir hom 3 goed wat ek dink seker sy grootste behoeftes op daardie oomblik aanspreek. Die Here sê vir hom, Jakob, ek is met jou. Ek meen die laaste keer wat Jakob beleef het dat iemand met hom was toe sy ma saam met hom was. Dis die enigste persoon in sy lewe wat hom aanvaar het en wat hom lief gehad het, wat hom liefde gegee het, en dis nou weggeneem van hom af. Hy's alleen. Maar die Here sê vir hom, ek is met jou. Die Here sê vir hom tweedens, ek gaan jou bewaar. Jy's weerloos. Jy kan nie jouself beskerm nie. Jy het geen sekuriteit op hierdie stadium nie. So kom ek sê net vir jou, ek is jou sekuriteit. Ek gaan jou bewaar en ek gaan vir jou sorg. Jy het niks nie, maar ek gaan vir jou gee. Jy gaan land besit, jy gaan 'n vrou kry, jy gaan kinders kry. Jakob, daar is vir jou 'n toekoms. En ek het vir jou 'n toekoms. En die derde groot ding wat Jakob ontdek is dat sy hele lewe transformeer deur die bewussyn dat God in sy lewe is en dat God in sy lewe werk. Hy sê, waarlik die Here was hier en ek was nie bewus nie. So skielik lyk alles anders. Ek is nie alleen nie. Daar's 'n groter plan vir my lewe. Daar's 'n rede vir my bestaan. Ek het iets wat ek moet doen met my lewe en hy kry sin en betekenis. En miskien is die grootste waarde op die grootste ding waaroor die lewe gaan, nie net om gelukkig te wees nie, maar dit is om sin te kan kry in die lewe. En Jakob kry dit want God praat met hom. Skielik lyk die wêreld anders. Die aarde is vol van die heerlikheid van God en hy sien dit, hy ontdek dit. Dis 'n groot storie van die gevolg daarvan en natuurlik wat dit vir ons inhou, wat dit vir ons beteken, is massief. In die eerste plek is die groot openbaring vir Jakob dat God na hom toe kom. En is dit nie die openbaring van die evangelie nie? Ek het droog gemaak, ek verdien dit nie, maar die Here kies om na my toe te kom. Hy kom ontmoet my en hy hou dit nie teen my nie. Hy's 'n genadige God. Hy doen dit vir jou en vir my. Hy het dit klaar vir ons gedoen. Die hemel is oop. Jou toegang na die Here toe is onbevange. Die deur is oop en Johannes sien dit. Hy skryf in die boek van Openbaring en sê, hy kry gesig en hy sê, ek wil net vir julle sê, daar's 'n groot deur in die hemel, maar hy's oopgemaak. Jesus verwys na die ervaring van Jakob in Johannes 1 toe Filippus sy vriend Nathanael na Jesus toe bring en hy sê vir Nathanael, Nathanael, kom kyk hier. Miskien is hierdie die Messias. En hy kom by Jesus en Jesus groet vir Nathanael en hy sê vir Nathanael, hier's 'n Israeliet sonder bedrog. En Nathanael sê, ja, baie dankie, dis wat my vriende ook van my sê. Maar hoe kan jy dit van my sê? Jy ken my nie eers nie. Jy's mos 'n skeptiese, Nathanael het 'n skeptiese tipe persoonlikheid, so hy vra hierdie vraag vir Jesus, en Jesus kyk na Nathanael, en hy sê vir hom, Nathanael, ek het jou gesien onder die vyeboom. Skielik word Nathanael se voete onder hom uitgeslaan. Daardie skeptiese bewyse waarna hy gesoek het, of Jesus die Messias is weg ewe skielik. En ons weet nie wat onder daai vyeboom gebeur het nie. Dit moes iets baie persoonlik en intiem gewees het wat daar gebeur het, maar hy besef skielik, dit wat daar gebeur het ek met niemand gedeel nie, maar hy weet daarvan. En hy sê vir hulle, hierdie is werklik die Messias.
En Jesus sê vir hom 'n interessante ding. Hy sê, Nathanael, jy glo dat ek vir jou gesê het, ek het jou onder die vyeboom gesien, maar kom ek sê vir jou, van nou af sal die mense sien, en sal jy sien, en almal sal sien dat die hemel oop is, en dat die engele opstyg en neerdaal op die seun van die mens, op my. Wat sê Jesus? Jesus in metaforiese taal sê vir hom, Nathanael, kom ek sê net vir jou, ek is die leer, ek is die weg, ek is die pad na die hemel toe. Nathanael, kom ek sê net vir jou, ek is die deur. Ek is die deur en ek kom net vir jou sê, ek kom maak het oop. Ek bring die koninkryk van God, om die woorde van die afgelope tyd te gebruik, in ons dankbaarheidsreeks, hy kom en gee. Die koninkryk van God is nou hier, dis oop, en jy het toegang tot die koninkryk van God, hierdie lewe met hom. So ons kan op 'n plek wees soos Jakob, waar ons voel die hemel is toe. Ons kan dink die hemel is toe, maar die hemel is oopgemaak deur Christus, en hy nooi ons uit. Hy sê vir ons, kom soek my, jy sal my vind, want die hemel is klaar oopgemaak. Daar's niks wat jy hoef te doen om God se positiewe ingesteldheid te ontvang nie, dis klaar gedoen vir jou. En dis die groot ding wat die effek is op Jakob se lewe. Wanneer hy hierdie gewaarwording, hierdie bewuswording het, maak hy 'n commitment, 'n verbond. Kyk net wat doen hy, vat daardie klip waarop hy geslaap het, en hy stapel hom op, en hy pak ander klippe op hom. En wat doen hy in daai oomblik? Hy kry 'n simbool. Hier het 'n innerlike ervaring plaasgevind, iets onsigbaar. God het na hom toe gekom in 'n droom en met hom gepraat. Nou wil ek uiterlik iets kry wat hierdie innerlike ervaring uitbeeld, en hy het hierdie ritueel, hy gooi olie op daai klip uit. Hy onderneem pelgrimstogte terug na Bethel toe. Hy begin te bid. Hy ontwikkel 'n gebedslewe. Hoekom doen hy hierdie goed? Want dit gaan nie net om die ervaring nie. Nou moet ek hierdie ervaring integreer in my lewe. Ek wil hierdie ding wat ek nou hier beleef het, wat ek moet verstaan, wil ek nie net verstaan met my kop nie. Ek wil hê dit moet deel word van my lewe. Want ek wil nou op 'n ander manier begin leef. En Jakob verander sy manier van lewe. Dis ons uitnodiging om te werk met ons innerlike wêreld. Dis om te werk met ons geheue. Ons het 'n probleem as dit kom by ons geheue. Ons onthou die goed wat ons moet vergeet, en ons vergeet die goed wat ons moet onthou, as gevolg van die sondeval, dink ek. Dink net bietjie daaraan, wanneer jy daarna gekom is, kan jy nie vergeet daarvan nie, dis so helder soos daglig. Maar kan jy jou geesteservarings onthou? Hoe vars is dit met jou? Ons moet 'n Christelike geheue ontwikkel, ons moet 'n geestesbewussyn ontwikkel, wat sal bo my siege funksioneer. En hoe kry ek dit reg? Simboliek en ritueel is een van die maniere. Elke keer wat ek 'n ritueel beoefen, dan neem ek deel aan 'n handeling wat dalk onverstaanbaar kan wees vir ander mense. Ek gaan 'n steek 'n kers aan. Jakob vat 'n klip en sit hom neer. Maar dit is 'n ritueel. En Jakob ontwikkel hierdie nuwe manier van lewe. En wanneer ons dit doen, as ons 'n gebedslewe begin ontwikkel, dan is dit soos om die lense van my bril skoon te maak. Dan is dit om my ore oop te maak, dat ek kan hoor. En as dat ek nie moet weer aan die slaap raak nie. Jakob het hierdie geestesontwaking gehad. Hy besef, ek was aan die slaap, ek was onbewus, maar nou is ek bewus. Maar ek besef, my natuurlike neiging is om weer aan die slaap te raak. So ek het hierdie oefeninge, ek het hierdie praktyke in my lewe nodig, en ek het ander mense in my lewe nodig om saam met my te staan en my aan te moedig, sodat ek hierdie ding kan aanhou doen, sodat ek kan wakker bly, en sodat ek nie aan die slaap kan raak nie. Dis wat 'n klip, wat 'n altaar word vir ons kan wees. Dit help my onthou. Dit help my om wakker te bly dat die hemel oop is, dat die seën van die Here, sy goedheid, sy guns, sy beloftes, hy is met my, hy sal my nie los nie, in my lewe is. En vandag se diens en ons boodskap is 'n ander tipe belewenis. Vandag wil ons as 'n mosaïek familie, as 'n kerk, as 'n deel van sy liggaam stop. Ons kyk
terug, want ons wil wakker wees vir sy bewegings en werk en dankie sê vir hom. Hy het ons tot hier gebring, hy is getrou. Ons wil die gedenkstene raak sien wat altare vir ons geword het. Ons wil gedenkstene neersit met geloof om te sê, Here, ons wil op 'n ander manier die toekoms ingaan, met die wete dat dankbaarheid in ons leef, U in ons leef, ons met U is en U met ons is. En ek is so bewus van die Here se getrouheid in ons gemeente se storie oor die amper 80 jaar. Kom net vir 'n oomblik saam met my na die 1950s. 'n Klein kerkplant in die noordelike Johannesburg. Daar's 'n paar mense, 'n paar stoele en 'n droom. En niemand het geweet dis eintlik 'n Bethel daai plek nie. 'n Plek waar God teenwoordig is nie. Maar hy het gewerk. Hy is teenwoordig. Later smelt 3 gemeentes saam en vorm AGS Randburg. Jare gaan verby, mense kom en gaan, maar die Here is daar. En soms het ons dit nie eers geweet nie. Maar hy het groot dinge in daardie gemeente en ons gemeente lewe gedoen. 21 jaar gelede, in 2004, trek ons in hierdie gebou in Fairland. En die gemeente gaan deur verskeie fases van groei, van transisie, en elke fase van die gemeente se reis het hierdie begeerte gedra, 'n plek waar mense kan groei in verhouding met hom, met mekaar en in ons roeping in ons wêreld, om saam met die Here hande te vat, dat sy koninkryk kan kom. Vir baie mense was hierdie plek soos 'n altaar. 'n Steen was neergesit, 'n klip, maar dit het 'n altaar geword, en soos ek terugkom, of soos ek 'n gesprek voer, of soos ek iets sien, onthou ek, die Here is hier, waarlik, hy is hier. Aan die begin van hierdie jaar, het ons 'n paar klippe neergesit met die geloof dat dit altare word in ons storie, en in mense se lewens. Die eerste een was om saam op 'n reis te gaan, om 'n ritme vir ons lewe te vind, 'n manier van lewe te kweek, sodat ons kan groei in ons verhouding met hom. En ons het daagliks saam op formasiereis gegaan. Ons het week na week by mekaar gekom, dienstyd by te woon, diensbelewennisse. Ons het die lentreis saam aangepak, en ons is so dankbaar as ons terugkyk. As ons teruggaan na daardie gedenkstene, toe sien ons dis 'n altaar. Want die Here het lewens gevorm deur die oordenkings, die dienste, origins, ons plek van gebed, stilte, waar mense kan sê, die Here is hier, en hy werk met my. Ons het 'n paar jaar gelede besef, ons omgewing verander, maar hierdie diepe begeerte, ons wil harte bereik. Ons wil inklusief wees, en een van die maniere ons nog meer die goeie nuus met ander kan deel, is om mense wat Engels as taalvoorkeur te begin bedien. Ons het 'n klip neergesit en gesê, ons gaan 'n Engelse bediening begin, en hierdie jaar in Mei maand, het ons Mosaïek bekragtig as deel van ons Mosaïek familie. 'n Uitdrukking, 'n kerk, 'n altaar vir mense om te kom. 'n Plek waar mense kan sê, die Here is hier. Nog lank voor ons dit raak gesien het, die Here het gewerk. Hy het ons geseën. Hy het ons Mosaïek familie geseën. Ons het die gedenksteen van koneksie neergesit, groepe, families, en ons sien hoe dit besig is word om 'n Bethel te word vir mense in hulle geloofsreis. Genesing wat plaasvind in verhouding, vorming, 'n spasie waar ek veilig is, kan behoort, aanvaar kan word. En ons hou aan om 'n klip daar te plaas met die wete, Here, hierdie is U plek, hierdie is U werk, U is hier besig. Ons het die gedenksteen neergesit wat gemeenskappe wil dien. So daai klip neergesit en gesê, Here, ons vertrou dat U in ons harte werk, om ja te sê, om deel te vorm van U werk in hierdie gemeenskap in die koninkryk. En deur hierdie jaar, meer as 1200 medewerkers se harte gebrand, om bejaardes, mense wat leef met gestremdhede, behoeftige kinders, gevangenisse te bedien deur die Michou bediening.
Ons het altare opgerig. Ons het klippe neergesit. En vir ander mense wat behoeftig is, het dit altare geword. Ons het dit saam gedoen, saam met hom. Die weerloses, iemand sê nou die dag, as jy die evangelie, as jy die goeie nuus, as jy die werk van God, Jesus, moet opsom, wat sal dit wees? En die persoon het gesê, is dit nie maar om vir die weerloses te sorg nie? Jesus self het gesê, bring die kinders na my toe. En spesifiek kinders, bejaardes, kinders wat nie ouers het nie. In ons projekte, waar ons sê, dis nie reg dat 'n kind of 'n weerlose persoon honger moet gaan slaap nie. Het ons hierdie jaar gesien hoe die Here se seën oor ons is en hy vermeerder, dis soos visies en broodjies wat meer word. By Mtonjeni, by die Florida Babahuis, by ons Fact kombuise, amper 29,000 etes per dag wat gegee word. Dis 'n altaar. Dis net 'n paar van die altare waarvoor ons dankie sê vir die Here hierdie jaar, wat ons wil kom onthou, wat hy in en deur ons doen. En ons hou aan soos Jakob gedenksteen en klippe neersit met die hoop dat dit altare word. Ons doen dit saam. Ons begeer, ons hou aan begeer dat ons hierdie roeping wat die Here vir ons as 'n gemeente gee om dit uit te leef vir hom, vir mekaar, vir ons wêreld. En ons het 3 stene wat ons in geloof oprig vir volgende jaar. Die eerste ene noem ons Via Formatio, 'n 1 jaar reis van formasie, wat ons elke week op 'n Dinsdag bymekaar gaan kom om te groei in ons verhouding met die Here. Dis 'n groot commitment, maar ons weet dat die Here ons roep. Hy roep ons om geformeer te word, sodat ons gelyk kan word, dat ons soos Jesus kan word. As ons soos Paulus sê, soos in die spieël kyk, dat ons aangesig tot aangesig aan hom kan wees. En ons wil hom ken, ons wil Jesus lief hê, ons wil hom meer volg, en ons weet dit is 'n formerende werk. En een van die maniere hoe ons gevorm word, is deur hierdie 1 jaar formasieprogram wat ons loods in die nuwe jaar. Via Formatio. Ons wil leer saam bid. Ons wil ons liefde vir die skrif en sy woord, vra ons dat hy dit in ons sal verdiep. Ons wil hom volg. Die tweede klip wat ons wil neersit vir die toekoms met hoop en geloof is, ons weet, ons gaan deur donker tye. Die wêreld gaan deur donker tye, ons land gaan deur donker tye, ons beleef donker tye, die wêreld het sy lig nodig. En een van die maniere hoe ons sy lig in die donker wil wees en skyn, sodat mense die lig, Jesus self kan ken, is deur nog 'n belewenis by te voeg op Sondag. So vanaf 25 Januarie 2026 sal ons 'n belewenis van aanbidding om 5 uur elke week hê. En dan die derde steen wat ons neersit, die Here plaas op ons hart as 'n gemeente jong mense. En hy het ons gesprekke en gebed, is daar 'n spesifieke lewensoorgang wat op ons harte druk. En dit is daardie fase waar 'n kind klaar maak met skool en moet gaan besluit in die jong volwasse lewe, wie is ek, wat moet ek doen met my lewe? En ons het mekaar gevra, het die kerk nie 'n rol om hierin te speel nie, om kinders te help nie, jong mense te help om in hulle toekoms in te leef nie? En ons sê ja, ons is oortuig daarvan, ons het 'n rol om te speel. So ons begin the young ones. 'n jaar van onderskeiding en formasie vir jong mense wat klaarmaak met skool en besluite moet neem vir hulle jong volwasse lewe. En ons is dankbaar, ons is opgewonde, 4 jong mense het reeds ja gesê om saam op hierdie reis te kom. En ons vra dat jy ook saam met ons bid. Soos Jakob die klip neergesit het, so staan ons vandag ook hier. En ons staan in 'n storie wat groter is as ons drome, met 'n nederige besef. Die Here was hier, oor die laaste 80 jaar besig. Die Here is hier.
En ons bou saam 'n altaar van dankbaarheid. 'n Altaar van mense, 'n altaar van generasies, 'n altaar van hoop, 'n altaar van roeping. En ons kyk terug en ons sê, God is getrou, waarlik hy is hier. En ons kyk vorentoe en ons sê, God sal getrou wees, hy sal ons seën, hy sal ons bewaar, hy sal ons nie verlaat nie. En ons staan in afwagting, want sy plan vir ons as gemeente is steeds besig om oop te vou. En so vandag wil ek jou nooi om saam, soos Jakob, 'n belofte te kom maak. Simbool, 'n ritueel, 'n commitment, 'n innerlike oortuiging, 'n uiterlike handeling vir hierdie innerlike oortuiging. En om weer by die altaar 'n offer te kom maak. Jakob het 'n gelofte gedoen en gesê, hierdie klip wat ek as gedenksteen opgerig het, dit sal 'n huis van God wees, van alles wat hy vir my gee, sal ek aan u sekerlik die 10des afstaan. En ons glo, die Here bou verder, ons wil deel daarvan wees, ons wil terugkom na hierdie plek, ons sien hoe hy vir ons sorg, kos gee, klere gee, getrou is. En ons maak die gelofte. Ons gee van wat uit ons het. So kom ons gee met dankbaarheid. Pas nou vir jou geleentheid om jou dankoffer te gee. Dis ons altaar, dis ons ja vir die seisoen wat kom. En ons gee met geloof. Ons gee met 'n liefde. En ons gee met 'n dankbare hart dat hy getrou is. Die maniere van gee is nou op jou skerm. Jy is welkom om jou offer te bring. Ek het 'n besonderse oorweldigende dankbaarheid, eerstens om 'n kind van die Here te wees. Tweedens om te kan besef hoe groot en almagtig hy is en hoe in die kleinste detail hy my ken en hy voorsien. As dit 'n oomblik vat en om ons kyk na goeie soos die sonopkoms of die bome wat ritsel in die wind of die vragies wat ons kinders vra of sommer net in ons huweliksmaatskappy ook kyk, dan kan mens nie help om dankbaar te voel dat die Here asemhaal deur al hierdie goeders. Ek is vandag dankbaar net vir 'n nuwe geleentheid om net 'n nuwe lewe te hê en daai dankbaar vir wat so genoeg van gebeur. Ek is dankbaar vir vriende en familie. Ek is dankbaar om 'n kind van God te wees, want sy moet nou kry sy werk te kan doen en om saam met mense wat bereid is om 'n gasvryheidspan te doen. Ek is dankbaar vir my mamma en my pappa. Ek is dankbaar vir ambisie en die geleentheid om te groei. Dankbaar dat die Here my dogtertjie Finees het van Amawexia. I'm thankful for love. I'm thankful for a husband who serves God. Ek is baie dankbaar dat ek goed kies. Ons is dankbaar vir mekaar. Here, dankie. Dankie vir u werk en die liefde vir ons. Vir ons kerk, vir ons gemeenskap. Maar Here, u goedheid ook wat so persoonlik en uniek vir ons elkeen is in ons storie. As ons terugkyk oor die jaar, u getrouheid, hoe u na ons lewe toe kom, hoe u ons aanhou bemoedig en beloof. Dankie vir die woord, dankie vir mense op die reis saam. Dankie vir plekke en spasies. Ons kom na die altaar. U huis, hier is u huis, Here. Ons kom en ons weet dit is u werk. En ons vertrou weer ons lewe na u toe. Na u toe. Vorm ons, maak ons. Dankie dat u ons seën. In Jesus naam. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde, guns, trou van ons Vader is met jou, as ook die vrede en die teenwoordigheid van sy Heilige Gees. Amen.